Goeiemôre, good morning. Hartlike goeiemôre en dis sommer heerlik om te weet dat julle, Els, dat jy, dat ons almal hier is in die middel van die week op hierdie pragtige Woensdagoggend. En ons begin dit op die regte noot. Daar sê gesondheid kollega, daar sê en vir jou ook gesondheid. As jy nou nie so gelukkig is met 'n sappie nie, dan vat jy nou maar vir jou 'n heerlike ou koffietjie. Of 'n teetjie. Of 'n teetjie of 'n watertjie of sommer net hallo, hier is ons. Goeiemôre. Dis hy, solank dit net in die geselskap van goeiemôre, good morning is. Nou ons het 'n baie besige program, net jy gesien. Ek het gesien, lekker opgewonde. Kom ek vertel jou meer. Ons gesels oor 'n inisiatief wat nuwe lewe aan plastieksakke bring en terselfdertyd die omgewing skoon hou. Everest Advisory Services kom gesels oor Wêreldgeldweek. Ons leer meer oor 'n opwindende nuwe reeks genaamd Golftoer. Die eienaar van die beste vakansieoord in Suid-Afrika, soos deur die Western Cape Resorts Network aangewys, vertel ons meer oor Vloedbos. Die radio-omroeper en rugby-kommentator Henny Koortsen gesels oor sy nuwe kursus Uitsaai in Aksie. En die musiekgroep Kerkstraat kom deel nuwe musiek. So, dis alles die moeite werd om vir ingeskakel. Daar is regtig nou ietsie van alles waarin ek ook sou belangstel. Ek sal graag wil hoor by die eienaar van Vloedbos of goeiemôre, good morning. Sy aanbieders nie dalk 'n bietjie kan. Okay, die hele span. Bietjie kan gaan toets hoe lyk dit daar by Vloedbos nie. Waar is dit? Ons gaan dan nou hoor. Ons gaan nou uitvind. Ons gaan nou Nee, hoor. goed. Ja. Jy moet eers uitvind waar hierdie plekke is voordat jy so Maar enige wegbreek, enige roadtrip is mos lekker. Sommige van ons is meer avontuurlustig as ander. Ja, laat ons hierdie vroeë oggend 'n bietjie kan gaan afskit en net so vir 'n naweek kan gaan wegraak in Vloedbos. Goed, ons Skip, bly skip. by avontuur of avontuurlustigheid of dan nou romanse. Die vraag is, hoe ver sal jy verliefde gaan? Nee, sal ons ver gaan. Liefde laat 'n mens nie helder dink altyd nie. Ja, En dit moet so wees. Verlief laat jy minder helder dink, lief laat jy daarom al bietjie meer helderder dink. sjoe, wat vertel jy my nou? Ja, so as jy verlief is, dan doen jy partykeer. Wel, ek sal nou nie weet nie, maar miskien eendag. Goed. Ag, kom nou, El. Goed, 'n interessante storie. 'n 15-jarige seun in Duitsland het 'n hele bus gesteel net om sy meisie skool toe te neem. Daar sy. Hoe 'n oud? bus. 15 jaar. 15 jaar. Op 13 Maart het die seun vroegoggend by 'n busstasie in die stad Wiesbaden ingesluip, 'n sleutel gevind en sommer met 'n bus weggery. Toe die bus die stasie verlaat het die werknemers aanvaar dat dit een van hulle bestuurders is en niemand het dadelik agtergekom dat iets verkeerd is nie. Ek dink ook nie hulle het dit werklik vermoed nie. Later die dag het hulle besef dat die bus gesteel is en het dit toe aangemeld as gesteel. Die polisie het die bus sowat 130 km verder met die tiener agter die stuur opgespoor. Toe die polisie hom bevraagteken, het hy verduidelik dat hy net sy meisie by die skool gaan aflaai het en dat hulle reeds met die bus op pad terug was Wiesbaden toe. Gelukkig het niemand seer gekry nie en die bus is sonder skade terug aan die busstasie besorg. Die seun word nou egter van diefstal en bestuur sonder 'n lisensie aangekla. Kyk nou net wat het hy vir haar gedoen, vir liefde. Ek is so verlief op jou, ek het glad nie nigter gedink nie. Daai is dalk so 'n bietjie ekstreem, maar wys jy net die ou se hart het nou op 'n ander manier geklop. Hy kon nie helder dink nie. Ek weet nie of 'n kriminele rekord die moeite werd is nie. Nee, moet ek sê. dink hulle moes hom net 'n pak slaag gegee het of hom gesê het jy mag vir die volgende 2 maande nie jou meisie sien nie. Of so iets. Wel, hy het waarskynlik gedink hy gaan daarmee wegkom voordat iemand iets vermoed. Kyk, maar ek moet vir jou sê, 15 jaar agter 'n stuurwiel en dit is 'n bus. Ek dink nie 'n bus is maklik om te bestuur nie. Dit is baie onverantwoordelik en onveilig. So Heeltemal. dit kan net te bly wees dat niemand seer gekry het nie. Nee, ek dink ook hy kan sy sterre dank dat niks gebeur het nie en niks ernstig gebeur het nie. Party mense sal dit afjak as stoutigheid. Ek sal sê ja, bietjie onverskillig. Het jy ooit katte kwaad aangevang toe jy 15 jaar oud was? Dis onlangs, so ek O, okay, ja. Hoe kan ek dan nou baie vergeet? onthou nie. Maar ek het seker, maar eintlik was ek ook maar 'n pluggie, jy weet. Ja. Nie te stout geweest nie, maar daar is so 1 of 2 storieetjies wat 'n ou kan deel. Die datum staan ook vir my nogal uit, op die 13de Maart. Daar sê hy, so raai wat het hy geluister in daai bus. Want dit was dieselfde dag as wat my liedjie vrygestel is. Vergeet om te onthou. Hy het vergeet om te onthou, hy's nou net 15 jaar oud. Hy het vergeet om te onthou, hy gaan in die chookie kan sit. Hy het vergeet om te onthou, hy kan al groot moeilikheid maak. Maar hy het onthou om nie te vergeet dat hy verlief is op die girl nie.
Nou is En ek as self jy deur nie mekaar. weet waarvan ons praat nie, gaan maak 'n draai op YouTube, nê. Daar sê. Gaan luister na die liedjie. Ag, ek slaat sommer 'n glasie daarop. Luister, Sê, voordat ek nou op ietsie jou. drink, het jy al ooit 'n bietjie kosmetiese chirurgie oorweeg of gedink ek sal nou 'n bietjie hier wil verander en daar wil? Nee. Nee. Daar sê. Ja. Nee, ek is maar lief vir 'n hulle spot my mos nou hier op stel vir 'n bronzertjie, soos Ja, wat ons ja. daarna verwys. Maar dis omtrent dit, nee wat Ek het so ook gemaak en so gelaat staan. Ja, ek het ook altyd, jy weet, ek meen Bernice het nou nie verniet gesê die Here het jou mooi gemaak. Dis net mos maar hoe ons gemaak is en so moet ons nou maar laat staan word. Maar wat van hierdie? Luister net gou hierson. Nuwe mediese prosedure wat die kleur van jou oë permanent kan verander. Sal jy dit oorweeg? Wel, die prosedure word deur Dr. Rob Daniel, die enigste chirurg in die land wat hiervoor opgelei is, behartig. Dr. Daniel verander die kleur van jou oë deur 'n laser te gebruik om 'n mikroskopiese tonnel in die kornea van die oog te maak. Daarna word 'n spesiale pigment wat jou oogkleur verander in hierdie spasie geplaas. Die pigment vorm dan 'n nuwe laag van kleur wat dan voor die natuurlike kleur gaan lê. Omdat hulle nie binne in die oog werk nie, is dit veiliger as vorige metodes. Vir sommige mense is die operasie nie net kosmeties nie. Jay Pree, 'n pasiënt wat Bell's palsy het na die verlamming van obviously die een kant van sy gesig, het hy baie selfbewus gevoel en hy het gesê, "Wel, hy wou nog altyd blou oogies gehad het en hierdie operasie het nou net sy selfbeeld verbeter." En ja, baie meer selfvertroue vir hom gegee. Kan jy glo dat dit nou al gedoen word? Ek sou nou gevra het waarom sal iemand so iets wil doen? Maar nou verwys jy na selfvertroue. Nee man. Hoorie, dit laat my dink aan nog 'n liedjie wat ek mos het. Ja. Stoute oogies. So as jy nie tevrede is met jou oogies nie, maak hulle stout. Wetenskaplik dink ek dit is amazing dat hulle so ver kan gaan, maar of ek dit self sal doen, ek weet daarom nie. Ek Ja, sê byt nie. maar vas, want die doel van vanoggend se program is duidelik om Pieter Koen se musiek te bemark. Nee, alles Net hier val ons op nou so reg in my Goeiemôre, kraal. Ja, alles val nou so reg in die kraal. Nee, ek dink dit is skokkend om te verneem van alles wat deesdae gedoen kan word. En ek dink dit maak my meer bekommerd na aanleiding van 'n mens wil nou nie altyd, jy weet, neig na die negatiewe kant toe nie. Maar wat van mense wat dan nou hulle voorkoms wil verander as gevolg van die feit dat hulle nou miskien, jy weet, hulle self skuldig maak aan iets. Soos hierdie Ook waar. 15-jarige busbestuurder, verstaan? Ook Nou waar. my oogkleur te gaan verander, nee, maar dis nie ek nie. Nee, ag ek dink daar's ander maniere om hulle op te spoor, maar ek dink dit is 'n bietjie, dis vir my so 'n bietjie drasties. Dalk as jy 'n bietjie 'n goeie indruk wil maak of regtig nou ekstreem wil wees, so dan maak jy net die een kleur 'n Ja, ander kleur of die een oog 'n ander kleur. maar jy is tevrede met jou, Ja, met die kleur van ek jou is- oë nie. Ek is okay. Ek voel dieselfde en ek dink diegene, kyk ek raak gewoonlik verlief op mense wat bruin oë het. Ja. Dit het net nog altyd so uitgewerk. Daar sê. So hou by jou oogkleur. Daar sê Los en die verregaande. die res van die program planne. word gewy aan Elsa wat vir ons wil sê sy wil graag weer 'n bietjie verlief raak. Nee, So as daar enige iemand is met bruin oë en hy is nie by die ons see. vra om verskoning vir die tegniese probleem wat nou hier inglip. Pieter, kom, die tyd is besig om ons in. Bly julle waar ons is. Nou moet ek ook in die hoekie gaan staan. Ons gesels net hierna verder. Jy is by die een en enigste goeiemôre, good morning. Kry vir jou 'n glasie, klink op saam met ons. Dis Woensdag, middel van die week en amper tyd vir die naweek. Sien jou nou. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons.
Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique, trek iets ordentlik aan. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jy laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Welkom terug. Jy kyk na Goeiemôre Good Morning en ons hoop van harte dat jy al jou tweede koppie koffie saam met ons geniet. Nou net voordat ons voortgaan met ons oggendpraatjies, kom ons kyk net gaan na 'n interessante video. It's completely still. Okay. Is it going? All right. Wat 'n oulike ou kaatjie. Ek dink jy sal met my saamstem, nê? Nee? Ja, maar as ek na daai man kyk wat agter die stuurwiel gesit het, het hy 'n nat kol in sy broek. Ja. Dit het vir my gelyk soos 'n standbeeld. Maar goed, die rede waarom ek jou vra is, kom ek gee vir jou so 'n bietjie konteks. Ja. Ja. Ek luister. Goed. Sosiale media is vol ongelooflike wildlewe oomblikke. 'n Leeuwyfie wat haar welpie teen hyenas beskerm, 'n olifant wat aan 'n kind se hand raak of 'n jagluiperd wat rustig op 'n piknikkombers lê. Daardie hartroerende tonele van wilde diere wat jy aanlyn sien, is egter nie altyd werklik nie. Baie daarvan word deesdae deur kunsmatige intelligensie geskep en as eg aangebied. Dit lyk dalk onskuldig, maar dit kan ernstige gevolge vir hoe mense wildlewe sien inhou en veral vir wêreldwye bewaringspogings. Nou, Danel Wenzel en Lotte Vaandel van Rooi verduidelik dat daar in die wêreld van wildfotografie 'n ongeskrewe ooreenkoms tussen die fotograaf en die kyker bestaan, naamlik wat jy sien het regtig gebeur. Nou, elke foto verteenwoordig ure se wag, 'n begrip van dieregedrag en dikwels moeilike omstandighede. Maar nou word daardie vertroue al hoe meer deur KI ondermyn. Kunsmatige intelligensie skep 'n onrealistiese persepsie van die natuur. Reisagentskappe en media gebruik dit soms om die perfekte safari uit te beeld. Diere in goue sonlig, altyd perfek geposisioneer, maar in werklikheid is diere dikwels skaars sigbaar en die natuur onvoorspelbaar. Hierdie valse voorstellings skep valse verwagtinge en benadeel plaaslike gidse en fotograwe wat hulle lewens aan die werklike dokumentering van wildlewe wy. Nou, dit kan selfs gevaarlike praktyke bevorder waar mense onder die indruk is dat hulle interaksie met wilde diere kan hê. Dit nadat natuurbewaarders vir jare al die publiek leer
dat wilde diere wild moet bly en ek dink dit is nou nogal iets waarby baie mense gewoonlik stil staan. Goed, so onder die see is die probleem selfs groter. KI-beelde wys tonele wat fisies onmoontlik is, lig wat nie volgens die wette van fisika werk nie, koraalriwe wat nie bestaan nie en spesies wat saam uitgebeeld word, al kom hulle nie in dieselfde gebied voor nie. Sulke beelde kan mense laat glo dat die see veilig en ongerep is, terwyl die werklikheid dikwels die teenoorgestelde is. Dit verminder ook die dringendheid om op te tree en beskermingsmaatreëls te ondersteun. En die ontwikkeling van KI-inhoud bedreig ook die plaaslike bedryf. In Suider-Afrika speel wildfotograwe en see-dokumentasie 'n belangrike rol, naamlik hulle help om stropery te voorkom, verskaf waardevolle data aan wetenskaplikes en bring mense nader aan die natuur. 'n Algoritme kan dit nie doen nie. Dit kan nie die werklikheid ervaar of verstaan nie. Wanneer KI-beelde die norm word, begin die werklike natuur teleurstellend lyk wanneer dit vergelyk word. Ek meen, wat meer kan 'n mens sê? Dit is so opsommend na aanleiding van die erns, jy weet, of hoe ernstig hierdie kwessie opgeneem moet word. Baie, nee, mense dink ook maar net, dit is sommer net so, en dis nou mooi, en soos jy sê, vir bemarkingsdoeleindes en goeders, maar ek meen, dit vat my terug na daai video, was dit nou KI of was dit werklik? Ek dink kunsmatige intelligensie, nee. Nee, definitief. Daar is geen manier dat enige wildbewaarder wat sy sout werd is, so iets sal toelaat of laat dit so sal gebeur nie. Voordat hy op daai voertuig spring of so, sal hulle lankal al 'n bietjie net aanbeweeg. Ja, ek moet sê die meeste van hierdie video's lyk eg, maar wanneer mens kyk na die beligting en so aan, dan kan 'n mens amper agterkom dat dit nie die werklikheid weerspieël nie, jy weet. Ek dink, ek weet nie, ek dink dit is maar net baie moeilik na aanleiding van die feit dat hierdie video's ook op sosiale media versprei word. Jy weet, en mense dink dit is eg. Let's come for a safari. En dis hoe dit gaan wees, en dan is dit glad nie so nie, en dan is hulle dikbek as hulle nie die wild sien, wat hulle dit nou op sosiale media gesien het, of soos op die advertensiebrojuretjie of so nie. Ja, dit maak dit moeilik. Ek dink, sal daar nie, jy weet, soos daar mos maar altyd 'n ou is wat, as jy nou 'n program skryf om jou te beskerm teen kuberkrakers, is daar kuberkrakers wat kyk of hulle dit kan crack. Dink jy nie daar's iemand wat nou kan kom en sê, luister, buite die normale oog, dis hoe jy KI kan eien en sien. Hierdie is nou onwaar, want daar is ongelukkig mense wat so gullible is wat so iets sal glo. Kyk, dit sal wonderlik wees, maar ek dink kunsmatige intelligensie ontwikkel teen 'n geweldige tempo. Ja, want almal gebruik hom, nou meer hy gevoer word, slimmer raak hy. En ontwikkel ook, jy weet, help met die ontwikkeling. Ek was nou die dag nogal verstom geweest toe ek kyk, ek gaan nou nie sê wat presies dit was nie, net nou kom ek in die moeilikheid. Maar om te kyk hoe ver mense gaan en hoe hulle eintlik deel is van die ontwikkeling van kunsmatige intelligensie, terselfdertyd bedreig hulle, of is hulle eintlik 'n bedreiging vir hulle self, na aanleiding van hulle loopbaan, jy weet, in die toekoms. So, maar dit sal wonderlik wees as daar so 'n hekwagter kan wees, jy weet, wat daai goedjies kan nagaan. Ek sal nogal daarvan hou met wildfotograwe te gesels, want ek dink dit is 'n amazing werk wat hulle doen, geleenthede wat hulle het. Ek het al in mense se huise ingestap wat ek ook gedink het, wow, wie het hierdie foto geneem? Dan sê die mense, wel, dit was ons. Maar ook mense wat daarvan hou om gereeld uitstappies te doen en goed. En hoe meer jy dit gaan doen, hoe meer jy in die veld is, hoe eerder gaan jy ook die regte foto, die regte oomblik, net daai sweet spot hê, sonder om enige KI te gebruik. Soos ek met die pikkewyne. Net soos jy met die pikkewyne. Ja, daar is hy. Jou pikkewyn, jy het maar mooi foto's geneem. Baie dankie Pieter. Nou ja, net hierna gesels ons oor Reuse Rebag, 'n inisiatief wat op 'n kreatiewe manier besoedeling beperk. Jy's ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning. Ons is nou weer terug. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Stormy clouds are brewing.
comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. We're gonna be alright. Go higher, lift me higher, lift me higher. We're gonna be alright. Lift me higher. Let's go higher. Let's go higher. We're gonna be alright. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Wêreldherwindag was op die 18de Maart en dit herinner ons weer hoe belangrik dit is om anders na afval te kyk. Wat as iets so eenvoudig soos 'n broodsakkie nie weggegooi word nie, maar omskep word in iets bruikbaar en mooi. By ons vandag is Regine Leroux. Sy is die stigter van Rebag Reuse die inisiatief en sy saam met Maggie, een van haar Pretoria spanlede, om ons te vertel hoe hulle plastiekafval in handgemaakte produkte verander en terselfdertyd geleenthede vir gemeenskappe skep. Hartlike goeiemôre dames. Baie dankie, lekker om hier te wees. Baie dankie Regine. So ek gaan sommer so bietjie net by jou hoor. Tell me the Rebag Reuse initiative. How did this come along? It was born out of a hobby. I have always crocheted and knitted in front of the TV, mainly not to fall asleep and not to snack as much. And we're all allergic to the word of COVID and the pandemic, there were a lot of people in financial and dire financial difficulty. And I thought, where do you start to make a difference? What can I do? Because I don't believe just in handouts and, it takes away dignity if you just give without actually earning something, doing something for that. And at that time, and as synchronicity would have it, with me crocheting during this time where we had a lot of time on our hands, something in my mind reminded me of many years ago, seeing ladies, housekeepers, making the most beautiful mats from shopping bags. And I thought, I haven't seen that in a while. Let me start experimenting. And I started experimenting, and it was a nightmare. And I thought, this is a waste of time. But that little voice that just nagged and nagged and nagged. And then I sat down and I took a bread bag and I started experimenting. And at the same time, I had a group of friends, because we're based in Hart Bay in Cape Town. And one lady asked me, can I come and teach a group of ladies how to crochet? And I said, with the greatest of pleasure. Yeah. And at one of these sessions, just as a joke, I took a little rectangle that I played around with. And I said, is there somebody that can just help me to cut? Because it's the most frustrating thing while you're crocheting to find a bread bag, clean it out, cut it, and then, because a bread bag is only so big. Because I have blinked my eyes. We are 4.5 years later. I've got 6 ladies cutting empty bread bags, empty plastic bags, not just bread bags. 15 ladies making the most beautiful products from upcycled plastic. I've got a team in Hart Bay, I've got a team in Pretoria, slowly but surely seeing how we can make something out of nothing and just continue. I'm not asking any questions. I'm just going with the flow. I'm going with the snowball. And it looks like they enjoy themselves as well. Maggie, you're from the Pretoria team, ne? Yes. And tell me, I mean, you've been busy ever since we started, and it's quick. I mean, from nothing almost to a full bag. Yes. What do you think about this initiative, number one, and obviously being part of it? Hierdie bag, my dochter is nee, is Chacolina. Sy is nee, en as sy is klaar om te snee, ek teken, ek maak die bag. Mooi. By die huis, of by die bespadko.
as ek ry by die huis, ek sit hom met die netel. En die lekker ding is ook, jy kyk nou anderste na plastiek en goed. As jy daai plastiek sien rondlê, dan sê jy moet kom, jy gaan 'n sak maak of iets. Yes, ek vra vir my die mense om sê, sy moet bring die plastiek by my huis, my kinders se sny, ons maak die bag. Why do you think is it important for people to rethink how they use plastic? Regine? We just have so much plastic in our community. I mean, everybody's against plastic, but if you have a look, there's just a mountain of plastic. If we have a look, since we've started, as I said, 4.5 years ago, we've repurposed about a ton, which is the equivalent of 8 baby elephants worth of plastic that hasn't landed up in landfill. So, I mean, it's a tiny drop in the massive ocean, but it is to just give plastic, which is ugly, a second lease of life, just to make something beautiful, functional, just so that it isn't landing up in the environment or the landfills. That's the thing about the plastic, but I mean the impact on the communities? It's been incredible just to be able to, I'll give you an example, and Maggie has introduced her neighbor into this project as well, and she also crochets for us. And I must admit, at the end of last year, December, I mean, the behind the scenes, you upped your eyeballs in plastic, and you think to yourself, what on earth am I doing? And then Hlazipi, she's the lady who makes bags as well. She made some bags which I got from her, and she sent the most beautiful note just to say, you know what, now I can buy school uniform and school shoes. And I just thought, you know what, okay, we're on to something. We're continuing. Even if we're up to here in plastic, we will continue. It's making just a small difference in somebody's world to be able to put bread on the table by repurposing empty bread bags. So besides that positive change and difference it does make, I mean, for you being part of the Rebag Reuse initiative, how has that impacted you personally? I think it's just the magical people and organizations that want to make a difference. It's just incredible, the people that have crossed my life on this journey, which I would never, ever have met. And it's just, as I said, I'm just going with the flow, not asking any questions. I'm just on this journey. And just to add, if I may, with the sale of every product that we make, besides helping the cutter and the crocheter, because they get reimbursed as soon as the product is made, is a percentage also goes to the neighborhood old age home and the SPCA. We're just spreading the love of this as far as possible for a clean environment. Maggie, en is daar nog van jou vriende wat ook sê nee, ons wil bietjie saam met jou deel in hierdie ding. Ek meen jy het nou al van hulle genooi. Maar weet vrouens se goeders in jou gemeenskap, wil hulle ook deel word van hierdie projek en hoe kan hulle deel word? For me. Yes. How can they become part of this project? People in your community. Sy lekom. Lekom. Ja, sy lekom. Baie sy lekom, want as ek klaar moet doen net, ek wys om te sê kom kyk, Mekkie sy maak mooi bek. Sy kom kyk. En dis ook lekker, nee, so word almal deel van hierdie projek en die dinge. So how can one get involved and where can one find out more about this initiative, Regine? So we have a website, rebagreuse.com, and we are on all the social media platforms. So if you just actually even Google us, you will find us. Nee, maar baie dankie. Ek moet net sê hierdie lyk pragtig en kyk net. Maggie, sal ek mooi lyk met hierdie hoedjie. Kyk, dis nou mos baie dankie. Dit is mooi, ja. Nou kan ek strand toe gaan. Hoe lekker is dit? Baie dankie vir julle kuier. Thank you so much for this initiative and we'll definitely stay tuned and look to find out more. Maar nou ja, bly jy ingeskakel. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. At ProCare, we bring compassionate care right to your home.
With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. We're gonna be alright. Go higher, lift me higher, lift me higher. We're gonna be alright. Lift me higher. Let's go higher. Let's go higher. We're gonna be alright. Now is the time to build. With a partner who is brave, committed, and hungry to help you. Who thinks boldly and differently, leads with understanding, guided by a team of exceptional minds, displays the highest technical excellence, for whom flawless delivery is personal, and acts with total independence. Now is the time to build a lasting relationship with Bravura, to excel, to conquer that new plateau, to live, innovate, and succeed. Die finansiële adviseur by Everest Advisory Services, Dirk Grewee, is vanoggend weer hier en hy gaan bietjie met ons oor Wêreldgeldweek gesels. So welkom terug. Baie dankie Elsa. Goed, Wêreldgeldweek. Wat presies is dit en waarom moet Suid-Afrikaners, jy weet, aandag hieraan gee? Ek gaan gou voordat ek daai vraag antwoord, ek gou vir jou 'n vraag vra. So ek gaan jou gou op die spot sit. As jy vandag vir die 20-jarige self van jy vir jou een geldles kon leer, wat sou dit wees? Sure, dis nou so lank terug. Nee, ek dink ek sou gesê het om vroeër te begin spaar. Okay. So Wêreldgeldweek is 'n wêreldwye inisiatief wat finansiële geletterdheid onder jonger mense veral probeer bewerkstellig. Ek weet dit klink dalk nou 'n bietjie soos om te sê okay, hoorie, maar dit gaan nou net vir studente wees, maar finansiële geletterdheid het geen ouderdomsbeperking nie. So of jy nou 25 of 65 is, om te weet wanneer om te begroot, wanneer om te spaar of te belê, ek hou nie van die woord spaar nie, om te belê, jou eerste kar, daai finansiële konsepte is iets wat Suid-Afrikaners vandag al moet leer. So wat is een fout wat jonk en oud in vandag se tyd miskien op 'n gereelde basis maak? Ek dink dat ons onderskat klein bedrae. Meeste mense gaan vandag daar buite en sê maar ek sal begin wegsit en ek sal begin spaar wanneer ek meer verdien of wanneer ek genoeg geld het. Die realiteit is egter dat dat 'n finansiële geletterdheid of slegte gewoontes, meer geld los nie daai slegte gewoontes op nie. Dit vererger en vergroot dit actually eintlik 'n bietjie. Mense moet besef dat die besluite wat ek vandag maak, impakteer dit wat oor die langer termyn gebeur. En 'n ingeligte klein verskil oor 'n lang termyn maak 'n enorme impak. Nou jy is van mening dat die beste aftrede en beleggings vroeg begin. So hoekom sê jy is dit so belangrik? 2 woorde. Saamgestelde groei of saamgestelde rente. Ek is lekker prakties, so ek gaan dit verduidelik met 'n voorbeeld. Ek en jy soos ons hierso sit, is 25 jaar oud vandag. Okay? Hier is 'n finansiële adviseur wat by ons sit en hy sê vir ons, maak nou nie saak waarvoor ons spaar nie, maar hy sê vir ons dat ons moet aanhou spaar tot ons 65 jaar oud is. So dit maak nou nie saak wat die doel is nie. Jou finansiële situasie en my finansiële situasie lyk dalk nou 'n bietjie anders. Ons het min of meer dieselfde doel in ag. Okay. So vir die volgende voorbeelde gaan ek net sommer net 'n nominale groei in ag neem. So ons het ek het geen kostes en geen inflasie in berekening gebring nie. Okay. Hy sê ons moet R1000 'n maand spaar. Jy besluit jy gaan R1000 'n maand spaar met geen premie eskalasies nie en 12% nominale groei. Okay. Jy doen so tot jy 35 jaar oud is en ewe skielik gebeur iets en jy kan nie meer verder spaar van daar af nie. So jy besluit op daardie stadium om te stop. Okay. So jy het R120,000 se kapitaal oor die laaste 10 jaar het jy ingesit en daai fondswaarde met die 12% groei is nou so ongeveer R230,000 werd. Ek
is nou die ou wat ek nou gesê het wat nou besluit en sê hoorie maar daar's dinge in my lewe wat maak dat ek nou nie hierdie R1000 kan spaar nie. Ek sal dit doen sodra ek meer geld het. 10 jaar later besluit ek nou, jy besluit jy stop en jy dra nooit weer verder by tot jy 65 jaar oud is nie. Ek begin op daai R1000 'n maand. En ek het geen premie eskalasie nie, selfde groei. Ek hou aan vir die volgende 30 jaar tot ek 65 jaar oud is. So die kapitaal wat ek ingesit het, R360,000. Okay. Die verskil of die skok is nou die volgende. Dat jou fondswaarde op 65 is so ongeveer R4.2 miljoen. So jy het vir 10 jaar gespaar, opgehou en daai fondswaarde het net aangehou groei. Ek het op 35, 10 jaar later begin en ek het aangehou vir 30 jaar spaar. 360,000 ingesit, my fondswaarde R3.5 miljoen. Sure. Okay, so daar's omtrent so R700,000 verskil. Ja. Dan meeste mense wil hulle geld verdubbel. So hier is die volgende voorbeeld. Meeste mense wil geld verdubbel. So hierdie is 'n maklike ene. As ek geld wil verdubbel, weer nominale groei, so geen inflasie, geen kostes in berekening gebring nie, tussen 10.4 en 10.5% groei, gaan my geld verdubbel in 7 jaar. So as ek R100,000 insit, 100 word 200, 200 word 400, 400 word 800, en ek dink dit is dan nou duidelik om hier te begin besef dat uit die twee voorbeelde uit is, jy weet, hoe langer daardie termyn aangaan, hoe langer daardie belegging lê, of jy weet, aanhou groei, dit is wanneer jy begin besef dat jy meer groei kry en vinniger groei kry as wat jy kan geld spaar. Ja. Ja. Sure, jy het dit nou vir ons baie mooi uiteengesit. Nou, baie afgetredenes gebruik 'n lewende anniteit. So, my vraag is, wat is die grootste risiko wat so iets inhou? So, meeste mense daar buite het nie genoeg geld om af te tree nie. Okay, so die grootste fout wat hulle dan maak is om 'n groter aftrekkoers te hê. 8% en dit kan ongelukkig net nie byhou by die groei wat hulle kry nie. Meeste mense is nie bereid om, jy weet, adviseurs is nie bereid om 'n risiko te vat op daardie kliënt se geld nie. Hy het 35 jaar lank gewerk daarvoor, so hy gaan nou 8% onttrek. Dit is ongelukkig te veel. Meer volhoubare aftrekpersentasie is so tussen 4 en 5%. Ek dink die goue reël hierso of die goue worteltjie hierso is eintlik om te sê, okay, hoorie, maar as ek diskresionêre fondse het, 'n diskresionêre belegging by iemand soos ons by Everest Wealth, gaan vir jou die beste kombinasie en geleentheid gee vir daardie geld om dan jou lewe lank te hou. So as ons kykers vandag nou net een ding moet onthou, wat sal jy uitsonder? Begin waar jy is. Jy moet nou begin. Ek dink dat dit is baie belangrik om te besef dat jy het nie nodig om perfek te wees nie en jy het nie nodig om alles te weet nie, maar jy moet begin. Ek kan nie vir jou die waarde daarvan insê om te sê, okay, jy weet, dit is 'n ingeligte, konsekwente gewoonte wat gebeur oor 'n verskriklike lang tyd wat die grootste invloed gaan hê. As ek daardie voorbeeld gebruik van nou die verdubbeling. As ek sê, as jy daardie groei, as jy jou geld wil verdubbel nog steeds en jy wil kostes en inflasie in berekening bring. As jy net inflasie in berekening bring op daardie selfde groei tussen 10.4 en 10.5%, moet daardie groei 16.4 en 16.5% wees vir jou geld om te dubbel elke 7 jaar. So dit is waar mense moet begin besef dat hoe vroeër ek begin, hoe beter is dit. Jou voorbeeld, jy het vir 10 jaar gespaar, jy het opgehou en jy het meer geld gehad op die einde van die dag as wat ek gehad het toe ek 10 jaar later eers begin het. So die effek daarvan was dit, ek het 10 jaar later begin, maar ek het begin met presies dieselfde bedrag. 'n 6% inflasiekoers halveer die koopkrag van jou geld elke 12 jaar. Wel, ons voel nou baie meer ingelig en ek dink vir sommige mense, hulle voel dalk so 'n bietjie oorweldig, maar ons sal weer gesels en dis waarvoor julle ook daar is, so baie dankie. Bly ingeskakel, Arnold gesels net hierna met 'n langafstand atleet en rekordhouer. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskostes afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite.
Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance se kar bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance se kar het 'n oplossing vir jou. Refinance se kar, motorfinansiering met voordele. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir jou ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique, trek iets ordentlik aan. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jy laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Jy is ingeskakel op Goeiemôre, good morning. Ek is Arnold Geerts. Nou die eerste vrou wat ooit in Afrika onder 2 minute vir die 800 gehardloop het, is Ilse Wixel. En glo dit of nie, dit is hierdie jaar baie lank terug. Ilse, so ek gaan nie eers sê hoeveel jaar dit is nie. Welkom by ons, lekker om jou saam met ons te hê. En Ilse is deesdae 'n afrigter van Formaat. Ek wil eerstens wegspring deur vir jou te vra, dit voel vir my so al asof daar 'n massiewe oplewing in atletiek in Suid-Afrika is oor die afgelope 2 of 3 jaar. Is dit so van jou oogpunt af? Ek dink definitief is daar oplewing. Daar is baie, veral die skole atletiek het baie groot geword. Hoekom dink jy dit gebeur? Ek dink is as gevolg van hierdie die Kiro podium in Kiro wat betrokke geraak het in sport. Daar word baie uitgesaai op Supersport 16, dink ek. Maar dit is baie meer blootstelling as wat dit was in die verlede. Toe ons gehad het, was daar baie blootstelling. Maar nou is dit self doodgeloop. Maar ja, dit is baie op meer blootstelling. En ek dink dit help ook om atletiek bietjie weer, soos hulle sê, op die map te sit. As ons kyk na die standaarde, dis nog 'n ding. Ons standaarde is daar of daaromtrent, maar is daar genoeg diepte op hierdie stadium, Ilse? Nee, definitief nie. Daar's nie genoeg diepte nie. En as jy kyk na die Commonwealth so standaarde wat hulle daar gestel het, is baie hoog. So daar gaan 'n baie klein spannetjie gekies word, want dit is net, ek voel dis waar ons kinders moet eintlik, of atlete moet gaan deelneem, want dis nie so oorweldigend soos 'n wêreldkampioenskappe of 'n Olimpiese spele nie. So ek dink ons moet 'n groter span moet stuur om die atlete meer blootstelling te gee. In jou groep wat jy afrig, het jy nie een, dit was my verbasend met by jou te hoor, nie een beroepsatleet nie? Nee, ek het omtrent 30 atlete in my groep, waarvan 25 studente wat by die Universiteit van Pretoria studeer. En daar is ook so 'n paar wat alumni is, my ander woorde het gestudeer wat nou al werk. So geen atleet is professioneel nie. En as jy kyk, ek kyk toevallig Instagram en volg jy hierdie Kelly
Hodgkinson wat nou so goed hardloop. Ja. En hy Belgo. I mean as jy hulle lewe kyk elke dag wat hulle doen, is net oefen en slaap en eet en rus en alles word baie wetenskaplik benader. So ek dink dan is my groep eintlik die real heroes wat doen goed. Ek hoor jou. Jy het natuurlik 'n hele paar sterre. Edmund du Plessis is ongelukkig beseer geweest en hy's nou besig om terug te kom. En jy het een of twee jong dames wat net sulke groot sterre is. Vertel vir ons van hulle en hoe dit met hulle gaan op hierdie stadium. Ag daar's baie, ek sê altyd in my groep is elke atleet as jy jou persoonlike beste gehardloop het, dan is jy in my oë kampioen. So hulle is elkeen 'n kampioen, maar daar's baie jongetjies wat nou opkom. Wel Marley is nou lank 12 jaar by my, maar sy hou aan verbeter so. En dan is daar Colleen Skeppers en daar's Noah Reinstein wat nou van Natal afkom en dan het ek Christian Franken is baie belovende jong seun wat nou 800 hardloop en nee, ek kan vir elkeen in my groep opneem. Dit is baie spesiaal vir my. Ek love my groep. Hoe het dinge verander van jou jare in 83 toe jy 2 minute gebreek het wat oefen aanbetref na vandag toe of het dit verander? Ek dink, wel ek het kaalvoet gehardloop, so ek dink as ek hierdie vandag so skoene gehad het, dan sal ek nog bietjie vinniger kon hardloop. Ek dink ons was in isolasiejare en daar was nie baie wat ons geweet het van hoe om te oefen nie en ek dink tog het ons baie goed presteer as jy gaan kyk in die 80s. Nog steeds, ek het 'n 1:59 hardloop, ek kan nog steeds kompeterend gewees het in nou se atletiek. Ek wil opper sê, ek weet nie hoeveel jaar terug, 42 jaar terug, 43 jaar terug. Ja, ek is atlete, Ina van Rensburg, die Myrtle Botma's, die selfs Johan Fourie se tye is nog steeds van jaar kompeteer. Almal van hulle. So ek dink net ons sou dalk nog beter gehardloop het. Maar definitief is daar definitief meer wetenskap. Ek het nooit drills gedoen nie. Ek het nie as kaars opgewarm. Ons het baie hard geoefen, miskien te hard. Maar ja, ons het dit was net ons het nog steeds lekker tyd gehad. Natuurlik, ja, ek is seker. Ilse, wat is in die vooruitsig? Hoe sien jy dinge verander wat atletiek aanbetref in die volgende 2 of 3 jaar vir Suid-Afrikaanse atlete? Jo, dis 'n moeilike vraag. Ek hoop ons gaan net beter en beter raak en dat ons meer kan befondsing kry vir ons atlete en dat ons meer atlete gaan hê wat gaan deelneem aan die 2028 Olimpiese spele. En ja, ek hoop net ISA gaan ons atlete kyk wat potensiaal het, veral jou jonger, die 18, 19-jariges. Ilse Wixel, altyd 'n groot plesier om jou te sien. Sterkte met jou groep. Ek hoop dit gaan van krag tot krag daar by jou. Dankie. Ilse Wixel, natuurlik een van die legendes uit Suid-Afrikaanse atletiek wat in 1983 vir die eerste keer 2 minute gehardloop het vir die 800 en 2:37 vir die kilometer. En dit wil gedoen word nog steeds een van die vinnigste tye van alle tye. Pieter is net hierna terug met 'n ding wat hy nou wil beroeps doen, golf. Nou, dis nou na Live Golf, né? Pieter. Nou ja, as jy van golf reis en 'n bietjie avontuur hou, dan is hierdie een vir jou. 'n Splinternuwe realiteitsreeks Golf Tour staan vanaand op Via af en beloof om kykers saam te neem na van Suid-Afrika se mooiste golfbestemmings. Ons gesels vandag met die aanbieder van die reeks, JP Quickelberge, en hy vertel vir ons meer. JP, hartlike goeiemôre, good morning. Môre almal, happy Wednesday. Nou vertel gou vir my, wat is Golf Tour en dis so nice. Daar, ekskuus, ek val vir jou hier in die rede. Vertel vir my gou, wat is Golf Tour en wat kan kykers van die reeks verwag? Wel, ons het heeltemal 'n alternatiewe uitkyk op golf. Ons het dit 'n klein bietjie vir die average Joe gemaak. So dis nie vir jou lae handicap golfers nie, dis vir my en jou, Pieter. Dis daai high handicap golfers, maar ons hou nog steeds van buite in die lug wees, bietjie gaan explore,
en 'n paar lekker golfbane besoek saam met 'n paar welbekendes en 'n paar local karakters. Ek hou daarvan dat jy ook sê jy ken my golf, jy weet ek speel 'n Dunlop spel. Dan loop ek aan die kant van die fairway, dan loop ek aan daai kant, maar speel sal ons speel. JP, jy beskryf jouself ook as 'n amateur golfspeler. Hoe was dit om hierdie reeks aan te pak en ook jy weet natuurlik as aanbieder op te kon tree? Kyk, ja Pieter, dit is presies soos wat jy al noem. Die amateur golfspeler kry die meeste golf uit sy ronde uit. Ons kyk ook baie na die fauna en flora langs aan die fairway. Ons kyk wat se bome groei en wat se blomme groei daar so in die wild. Maar nee, ek grap, maar dit is ons is so blessed met van die mooiste bestemmings in Suid-Afrika en weet jy wat, mens moet dit wys daar buite. Van jou klein dorpie se golfbaan na die fancy locker rooms daar so by Sun City. So weet jy wat, ons wys alles en ons nooi regtig soos elke amateur golfer en jou Joe public golfer, mense wat hou van goeie plekke besoek. Kyk, ons 'n klein span. Dis my span wat ook op kelderklas is. Ek het 'n ander program kelderklas ook op VIA. En ons is dieselfde span ouens en soos wat jy gesê het, katte kwaad, die ouens doen ons doen maak baie katte kwaad op die program. So ja, dis maar soos 'n golftoer gaan. Het die golf enigstens verbeter ten tye van die opnames vir hierdie reeks? Jo, jy sal maar moet kyk. Dit gebeur gewoonlik net in 'n seisoen nie, maar ja, die golf, kyk, die golftoer het ook ons het ook 'n paar golfpros, elke baan het maar sy pro en die pro gee ook vir ons 'n paar tips. So dit help verskriklik baie. Ons kry ook 'n bietjie etiket, hoe om wat is out of bounds, hoekom moet jy jou divots regmaak, wat is placement op die fairway. So goeie wat jou alledaagse golfer dalk nie weet nie, of dalk weet hy dit. So ons kry 'n bietjie golf tips, ons kry 'n bietjie etiket, maar dit is baie fun. Ons lag verskriklik en natuurlik ons Suid-Afrikaners hou ons van banter. So ons kan 'n man uit die game uit chirp. So daar's baie banter op die golfbaan. So ja, dit is verskriklik baie fun. Duidelik nie jou tipiese golfprogram nie en ietsie waarna ons kan uitsien. Ek wil net gou by jou hoor, jy praat van al hierdie, jy weet, golfbane en goeters op klein dorpies wat jy ook nogal regtig verras het en so, en ons ken nou al almal die redelike gesettelde golfbane en die bekendes, maar is daar een of twee van hierdie bane wat vir jou uitgestaan het, wat jy weet, Jan Alleman nie noodwendig ook van weet nie? Luister, ja, dit is, ek wil nou nie te veel verklap van die program nie, maar daar is bitter baie wat uitgestaan het, wat my ongelooflik erg verras het. Byvoorbeeld, vanaand, ons premier, speel ons by Cape Town Metropole, en ek dink ons baie Kaapenaars wat hierso bly, reg rondom die baan, wat nog nooit daar gespeel het nie, ek en Kluis, en dit het vir my ongelooflik verbaas, hoe mooi die baan is, waar hy geleë is, en dan ook daarbo by julle Magalies Park, oh my goodness, hoe mooi is dit daarso. Nee, dit klink vir my omtrent, ons gaan verras word, ou JP, ek moet vir jou hier kort knip, en ons gaan almal vasgenaald sit voor die kassie, elke woensdag aand, golfer of nie golfer. Baie dankie, dit klink vir my na 'n program waarvoor ons moet uitkyk hier op VIA. Bly net waar jy is, hierna kyk ons hoe jy hierdie naweek 'n positiewe bydrae kan lewer en sommer 'n vrugtesappie verniet kan geniet. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal.
Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Live in the moment, not in the worry. With comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Now is the time to build. With a partner who is brave, committed, and hungry to help you. Who thinks boldly and differently, leads with understanding, guided by a team of exceptional minds, displays the highest technical excellence, for whom flawless delivery is personal, and acts with total independence. Now is the time to build a lasting relationship with Bravura. To excel, to conquer that new plateau. To live, innovate, and succeed. Enkele bloedskenking kan tot 3 lewens red en op 28 Maart word Suid-Afrikaners reg oor die land aangemoedig om deel van iets te wees wat werklik 'n verskil maak. Rian Greiling van Roundtable Southern Africa en Nhlanhla Hlophe is vandag hier om ons meer oor die SANBS se landwyse bloedskenkingsveldtog te vertel. Goeiemôre, good morning en welkom. Goeiemôre, good morning. There we go. So Rian, ek gaan met jou begin deur vir jou te vra dat jy vir ons vertel presies wat op die 28ste Maart gebeur. Môre Elsa, dankie vir die geleentheid man. Ja, so die 28ste Maart is 'n groot veldtog wat deur SANBS en Roundtable geloods word. En die oproep vir die veldtog is baie eenvoudig. Answer the call. Nou ek as Roundtable vandag sit hier en sê ons gaan die oproep antwoord en ons vra vir Suid-Afrikaners om ook uit te kom die 28ste Maart en te kom bloedskenk. En regtig 'n verskil te maak want dit is 'n klein stukkie van jou lewe wat jy opgee en regtig 'n daadwerklike verskil te maak in jou gemeenskap. En 'n lewensstyl. Ja. And Nhlanhla, what is the purpose of this initiative? So the purpose is very straightforward. It is to tell the nation to answer the call. We have a goal of 6,000 units, and the aim of this initiative is actually to urge South Africans to please come forward. We are going to be going into the holidays, and if you know the holiday period, you know, we're prone to accidents, and this time of the year also emergency what is it? Emergency stock? Emergency stock, yes, yeah. stock. Emergency stock. I went blank there, but emergency stock. So we're just urging South Africans to just please answer the call, bring your loved ones, your families, and so that we can hit our goal to 6,000 units and also to have 8 days stock cover as SANBS. Rian, het jy iets om by te voeg? Ja, ek moet vir jou sê dat van die Roundtable se kant af is dit 'n fantastiese inisiatief om deel te neem. En op die einde van die dag om 6,000 eenhede in te samel, wys jou net weer eens hoe belangrik dit is.
En op die einde van die dag, die werk wat SANBS doen en wat Roundtable saam met hulle doen, gaan maar oor bewusmaking om mense te kry om te kom deelneem op die dag. Ja. So hoe presies is Roundtable betrokke? So van Roundtable se kant af, kyk, een van ons waardes is diensbaarheid. En hierdie is 'n eenvoudige ding waar ons regtig diensbaarheid kan uitleef. Ons glo nie net te praat oor impak nie, maar eintlik impak te gaan maak in die gemeenskap. En wat beter om dit saam met SANBS te doen, en jy kan dit nie meet aan 'n lewend wat jy red nie. Daar's nie geldwaarde nie, dis regtig 'n lewens wat jy red. So, ja. Are there basic requirements that people should know about? Absolutely. For you to become a donor, you just need to be between the ages of 16 to 75, lead a healthy lifestyle, weigh 50, and obviously minimum is 50, and then just consider yourself to be in good health. Why would you motivate people to participate or to donate? It's very important. I mean, we're talking about an initiative of saving a life, so South Africa needs that. We speak of mothers who are in hospital that need blood transfusion, emergencies, surgeries that need, transfusion. So we urge South Africans to answer that call and come and donate to save lives. Rian, waar kan mense meer inligting in die hande kry? So eerstens kan jy op die SANBS se webtuiste gaan of enige SANBS se donor center. Jy gaan daarso definitief meer inligting kry. En dan so ook op Roundtable se socials en SANBS se socials. Kyk uit vir ons die 28ste Maart. Roundtable en SANBS gaan oral wees in Suid-Afrika. Kom skenk bloed, kom neem deel, kom maak 'n verskil. En mens hoor soms van mense wat so 'n bietjie huiwerig is om deel te wees van so 'n veldtog of 'n inisiatief. Wat sê jy vir daai kykers wat miskien ingeskakel is? Kyk, ek moet op die einde van die dag sê, die mense dis normaal om so 'n bietjie bang te wees om bloed te skenk. Daar is maar naalde betrokke, maar dan moet ek vir jou sê die SANBS se mense is professioneel. Wat hulle doen en hoe hulle self kan ek sê conduct by die dienssentrums is regtig fantasties, verstaan. En dan so ook die lekkerste koekies na die tyd in die wêreld kry jy daar. En met Roundtable wat betrokke is, ek moet vir jou sê Roundtable sit daai bietjie ekstra by. Die ouens is so kreatief met wat hulle doen op so dae. Ek meen hulle braai vleis, hulle doen pint for pints. So ja, kom uit, kom kuier saam met Roundtable, kom skenk bloed, kom red 'n lewe. Dit is basically die boodskap vandag. Where can people donate? We have donor centers, so the easiest is for the nation to refer to our social media pages where we post, where we're going to be on the 28th of March, as also our website that, they can see where our donor centers are and our mobile units. Well, thank you so much for joining us. En Rian, ek wil van my kant af ook sê, weer eens dankie vir die goeie werk wat julle doen. Ek dink dit is baie belangrik vir organisasies om eintlik hande te vat om so 'n inisiatief of veldtog net verder te bevorder. So, dankie dat julle vanoggend hier by ons kom kuier het. Thank you so much for joining us. Thank you. Goed, jy is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning. Nou daar het jy dit. Onthou nou, moenie vergeet van daai datum nie. 28 Maart gaan skenk bloed. Net hierna gesels ons oor 'n vakansieoor. So bly net waar jy is. Ons is nou weer terug. Nou ja, toe gepraat van oorde, hierdie is nie sommer enige oord nie. Vloetbosoord is onlangs aangewys as die beste vakansieoord in Suid-Afrika deur die Western Cape Resorts Network. By ons is Demichelle van Sail, eienaar van Vloetbos, om ons meer te vertel oor hierdie eer en wat die oord so besonders maak. Demichelle, hartlike goeiemôre. Goeiemôre. Hoorie, so baie geluk met hierdie amazing toekenning. Hoe het dit vir julle gevoel toe julle hierdie nuus ontvang? Ons het die veld uitgeslaan. Ek het dit glad nie verwag nie. My pa was gelukkig by die Buite-Expo. Hy is die eintlike eienaar van Vloetbos. Ons kinders het by hom oorgevat, hy het sy 2 jaar terug afgetree en hy het die toekenning self ontvang. Dit was om die erkenning vir hom te kan gee was baie lekker. So vertel vir my, wat dink jy maak Vloetbosoord so uniek en spesiaal vir besoekers?
Ek dink kampers van vandag soek die stilte wat die plaaslewe jou kan bied, maar ook die gemak. So jy wil kom kamp in die stilte, jy wil daai stilte ervaar buite die stadsbeweging en die stadsgeraas. Maar jy wil ook aan takeaways bestel en jy wil by 'n restaurant gaan eet en jy wil hê jou kinders moet besig gehou word. Want as op 'n plaas is, alles is lekker by mekaar. Ouers voel hulle kinders is veilig om te kan gaan speel, te worry oor hulle nie, daar's baie aktiwiteite, hulle word besig gehou. So waar jy nie miskien baie vakansietyd het nie, kan jy 'n naweek kom en dit voel soos 'n mini vakansie. Hoor jy nou, vertel vir my 'n bietjie van die oord. Hoe het dit alles begin? Die oord is so 20 jaar oud. My pa het geboer, ons het nie 'n baie groot plaas nie. Hy het geboer, die nie baie goeie oeste afgehaal 'n paar jaar na mekaar nie, so dit was, hy moes 'n besluit daar geneem het, en hy het sy implemente verkoop, hy het opgehou boer, het plaas verhuur, met taalbesigheid begin, sy skuld afbetaal, en toe het hy besluit om 'n oord te begin. En ja, hy het sy eerste huis gebou in 2006, dit was 'n sukses, en hy het besluit om 'n kamptrein te begin, en dit is, na 18 jaar het hy afgetree, en nou ons kinders oorvat, en van wys wat ons kan doen. Hoe wonderlik is dit? Nou ja, toe, ek moet nogal sê, ek dink, hy het seker dalk ook net so in die regte tyd oorgegee, want die toerismebedryf verander mos maar die heeltyd, so hy dink die jonger generasie gaan nou eerder die energie hê daarvoor. Ja. Hoe maak julle dan om nou Nee, aan te pas by nuwe tendense, jy weet, soos die groei in die kamp en die glamping ervarings en dies meer? Daar's baie kompetisie daar buite. Ek dink oorde, elke jaar is daar 'n nuwe oord, so dit is moeilik. Ons het in die laaste 2 jaar wat ons as die kinders wat oorgevat het, het ons besluit, ons gaan in plaas van om nou nog uit te brei, ons het baie planne, gaan ons dit wat ons het verbeter, om seker te maak dat dit wat ons het, bly goed en bly topstandaard. So ons het begin met solar, om vir die mense te kan krag gee wanneer dit loadshedding is, en ons het baie kragonderbrekings op die plaas, en dit is gewoonlik op 'n Vrydag, so dan kom die gaste, dan het jy 'n kragopwekker, so om gaste gelukkig te hou, ons begin met solar, ja, en daar, ons kan aircons in die eenhede sit, bring die kragpryse bietjie laer, ja, so ons begin met dit wat ons het te verbeter, en dan in die toekoms, ons het baie planne vir die toekoms. Op die einde het die oord nou al sy identiteit en mense sal daarheen gaan net omdat hulle weet wat hulle daar kan kry. Hoe belangrik is organisasies soos die Western Cape Resorts Network vir oorde soos julle? Baie belangrik, dit gee vir ons baie blootstelling, byvoorbeeld met die toekenning wat ons nou gewen het. Ons ondersteun mekaar waar oorde geneig is om nou in kompetisie met mekaar te wees. Is ons daar om mekaar te ondersteun, so indien jy 'n probleem het of jy het 'n vraag oor iemand wat iets soek, 'n gas wat dalk 'n probleem het of jy het 'n situasie, dan kan jy by mekaar kom en jy kan daaroor gesels en jy kan 'n oplossing kry. So ons staan mekaar by. Laaste maar nie die minste nie, die Goeiemôre Good Morning span wil kom kuier. So waar kan mens meer inligting kry? Jy weet, vir 'n volgende wegbreek gedagte en by julle kom inloer en ook natuurlik bespreek. Wel, jy kan gaan na ons webtuiste www.vloedpos.com of ons skakel op 083 359 1505 of ons e-pos stuur. Ons besprekings via e-pos is info@vloedpos.co.za. Vreeslik baie dankie en nogmaals baie geluk met hierdie groot toekenning. En ons weet sommer julle gaan van krag tot krag groei en wie weet een van die dae kom ons julle dalk 'n bietjie daar verras. Baie dankie. Die Michelle, baie dankie. Nou ja, toe, heerlik klink dit vir my verseker om 'n bietjie weg te kan breek. So daar het jy nou geen verskoning om te dink aan 'n plekkie vir 'n volgende wegbreek nie. Nou ja, 'n stem wat ons almal ken, is net hierna saam met ons. Mag ek sê? Ja, gaan dit sê. Niemand anders nie as Henny Koortse wat saam met ons kom inloer en lekker met Elsa gaan gesels. So moenie weggaan nie. Jy's ingeskakel en kuier saam met ons hier by Goeiemôre, Good Morning. Man, gaan nou vir my voel of ek rugby gaan kyk. Lekker. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes.
As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskostes afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir jou ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique, trek iets ordentlik aan. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jy laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Die bekende radiopersoonlikheid en rugby-kommentator Henny Koortsen kuier vandag by ons. Wat 'n voorreg om hom hier in die ateljee te hê. En hy vertel ons meer oor sy loopbaan in uitsaaiwese en dan ook sy nuwe kursus Uitsaai in Aksie. Hartlik welkom hier by ons. Also, wat 'n voorreg om hier te wees en deel te wees van hierdie positiwiteit en passie wat julle elke oggend uitstraal. Baie lekker. Wel, ek hoop jy gaan met my ook nou 'n paar wenke deel, maar voordat ons daarby uitkom, jy is nou al dekades lank in die uitsaaiwese. Waar het jou liefde vir uitsaai begin? As 'n kaalvoetseentjie op 'n eiland in die Oranje rivier in die Noord-Kaap, so 20 km bo kan die Grabies waterval. Dis waar dit begin het en dis waar ek met 'n bandopnemer rondgestap het en my eie programme gemaak het en gedroom het oor die geleentheid agter 'n mikrofoon. En ek moet sê baie mense in my omgewing het gedink maar dis onmoontlik. Vir hulle was die mense wat jy gehoor het op radio in daai stadium ikone en wat gaan jy doen om daar uit te kom? Maar 'n droom het 'n werklikheid geword en dit is een groot voorreg nog elke dag. En jy het ook by verskillende platforms so oor die jare heen betrokke geraak. Watter een sê jy het jou die meeste gevorm? Radio definitief. Dit is as jy dink in terme van die uitsaai media. Mense besef nie die waarde van radio en die lesse wat jy leer wat jy kan gebruik later in jou loopbaan in die televisiewêreld nie. Radio het maar net sy eie bekoring, die onmiddellikheid van radio, die geleenthede wat dit vir jou gee om vir mense hulle eie skildery te laat maak in hulle verbeelding met die woorde verfkwas. En dit help jou so baie later in alles wat jy andersins gaan doen en sal doen in die uitsaai wêreld. Goed, Uitsaai in Aksie. Dit is nou 'n nuwe kursus. Wat presies behels dit? Dis juist die praktiese deel van uitsaai.
Want ek dink almal kan dink en jouself, jy kry al die teoretiese opleiding wanneer jy universiteit toe gaan of wanneer jy na 'n college toe gaan, maar die praktiese deel, daar's net niemand wat jou leer hoe hanteer jy 'n mikrofoon en wat is die regte woordeskat en taalgebruik en hoe doen jy 'n onderhoud? Wat is die regte manier van 'n onderhoud doen of verslaggewing of wat dit ook al mag wees? En dit is ook my besluit het. Ek wil baie graag terugploeg. Ek wil baie graag mense wat die droom het om uit te saai, help om die droom 'n werklikheid te maak. Ek kan niks aan jou droom doen nie. Maar ek kan jou help om jou droom te leef. En daar's daai gretigheid om uit te saai en dan is daar die geleentheid, maar tussenin is die gereedheidsgedeelte. Is jy gereed wanneer die geleentheid om voordoen in die uitsaai wêreld? En dis waar ek wil inkom en mense help om hulle self gereed te kry vir wanneer daai geleentheid wel daar gaan wees. En dit is ook nou seker vir enige iets, nê, vir iemand wat weet op radio wil uitsaai, dalk iemand wat wil nuus lees, sportkommentator wees, dit sluit dit alles in. Dit sluit alles in. Selfs as jy net jou eie potgooi wil begin, dan help ek jou ook om vir jou te sê, maar hoe sit jy dit aan mekaar? Hoe hanteer jy dit? En selfs as jy net jou kommunikasievaardighede wil opskerp, selfs by die werk, en as jy een van daai mense is wat 'n motiveringsspreker is van tyd tot tyd, dan help ek jou ook met mikrofoontegniek en hoe kan jy jou gehoor vasvang en deel maak van wat jy doen. Want dit gaan nie net oor 'n mikrofoon in die hand en nou staan en praat jy nie. Dit moet uit jou hart uitkom. Dit gaan oor dit wat mense sien, hoor en ervaar en as hulle daarbey inkoop, dan word hulle deel van wat jy doen. En dit is so lekker om skoolhoofde, onderwysers, selfs dokters en doktore in die sterrekunde al deel te kon hê van my kursus en te kan sien dat hulle daarbey baat vind en daarbey leer en dis die lekker deel daarvan. En ek dink dit bevorder en ontwikkel kommunikasievaardighede oor die algemeen as ek nou so na jou luister. Waar kan mense meer inligting in die hande kry? Die vinnigste gaan wees by my Facebookblad, Uitsaai en Aksie. As mense daar 'n draai gaan maak, dan is al die inligting daar en ook wanneer hulle met my kan gesels. En ek wil net vir mense sê wat dalk nie 11 weke tot hulle beskikking het vir so 'n kursus nie. Daar gaan ook 'n mini kursus begin. 21 dae van 21 minute waar ons jou gaan help om vaardighede op te skerp en aan te leer. Dit klink baie opwindend. Jy het vroeër verwys na potgooi byvoorbeeld. Ek bedoel die media wêreld het baie verander met platforms soos byvoorbeeld potsendings en dan ook YouTube. Hoe belangrik is dit in vandag se tyd om veelsidig te wees? Ek dink dis uiters belangrik want jy kan jouself bemark op die verskillende platforms en dis waar ek vir radiostasies wil sê en televisiekanale. Die sosiale media is nie 'n bedreiging nie. Dit is 'n geleentheid om te bemark wat jy doen. En vir mense wat op radio en televisie agter die mikrofoon of voor die kamera is, hier is 'n geleentheid vir jouself om jouself ook te bemark, sodat meer mense kennis neem van wie jy is, wat jy doen, waar jy dit doen. En as jy dit reg gebruik, is dit so aanvullend en kan dit uitstekend vir jou werk. So ek dink te min mense maak daarvan gebruik, maar kan ek byvoeg, kwaliteit is so belangrik. Ons sien baie, maar die kwaliteit is vir my nie altyd daar nie. En dis juist waar ons wil help om te sê, maar kom ons maak seker dat ons kwaliteit produksies beskikbaar stel. Kwaliteit en 'n standaard as maatstaf. Jy weet, ek dink daar is so 'n bietjie onsekerheid in vandag se tyd ook. Ek wil nou hierdie vraag, ek brand om hierdie vraag vir jou te vra. Baie mense het verskillende opinies oor iets soos, jy weet, iemand se stem wanneer dit kom by die uitsaaiwese. Dink jy dit is in vandag se tyd nog belangrik of gaan dit meer oor die vermaaklikeidsaspek? Jou stem gaan belangrik bly, maar dis nie meer dink ek die belangrikste nie. Dis hoe jy jou stem gebruik wat uiteindelik die verskil gaan maak. Kan mense daai warmte, die energie, die passie, die lekker in jou stem hoor, want dis waaroor uitsaai gaan. As jy dit kan regkry, dan is jou stem nie die nommer 1 wat jy nodig gaan hê wanneer jy wel in die uitsaai wêreld betrokke raak nie. So die ander belangrike ding Elsa is dat jy moet altyd onthou, jy is uniek. Moet nooit iemand anders probeer wees nie. Sjoe, ek dink daai is 'n wonderlike wenk om jou af te sluit. Die tyd het ons nou ingehaal en dit is waarom ons by jou gaan kom aanklop. Henny, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Was 'n voorreg en dit sal altyd lekker wees om terug te ploeg in die uitsaai-bedryf. Nou daar het jy dit. Uitsaai in aksie. Dit is die naam van die kursus. Net hierna is dit tyd vir musiek wanneer ons 'n bietjie terugkeer na die MK dae toe. Bly net waar jy is.
At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Now is the time to build. With a partner who is brave, committed, and hungry to help you. Who thinks boldly and differently, leads with understanding, guided by a team of exceptional minds, displays the highest technical excellence, for whom flawless delivery is personal, and acts with total independence. Now is the time to build a lasting relationship with Bravura. To excel, to conquer that new plateau. To live, innovate, and succeed. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfs skilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. AC/DC Express. Everything electrical. Ek mis die MK daar waar die klein oueke beerd gekry het om te sê wat hy wou sê. Oor dinge wat gebreek en genees het oor 'n tyd. Man, hier klink dit vir my baie lekker. Dit voel vir my ons gaan terug in tyd met Afrikaanse rock en 'n bietjie nostalgie. Dis Kerkstraat met hulle nuutste enkelsnit MK daar. Ja, Caleb, Jason, François, hartlike goeiemôre. Baie dankie. Lekker om julle almal hier te hê. Ons is bevoorreg om hier te wees. Ja, definitief. Ek gooi hom in die pool en hoekom het julle nou regtig om besluit om bietjie oor die MK daar te skryf? Ja, ek dink is vir ons almal 'n groot deel van waaraf ons kom. Kyk, as 'n musikant luister jy enige musiek wat jy kan kry as jy klein is. En al die bands wat ons vandag opsien, kom uit daai era uit. Ons almal was al betrokke in vorige projekte wat dalk so 'n bietjie ligter was. So Afrikaanse rock het altyd 'n spesiale plek in 'n mens se hart. En ons nie 'n beter plek as die MK era om na te kyk nie. Ja, en soos om 'n paar voorbeelde te gee van daai bands, soos mense soos Straatligkinders, en dan Winterstasies, FL, al daai mense, regtig ons almal kyk op na hulle. En ek voel dit half bind
ons nog meer aan hierdie liedjie, aan hierdie MK daar wat ons dan nou vir die met die ander mense wil deel. En as jy jou 5 sent kan gee, Caleb? I had to give my 5 cents. I must say that the live scene within that time was insane. Yeah. Like the live shows. I didn't really listen to Afrikaans music until I played for an Afrikaans band and went to a performance. And I remember that time it was in the Western Cape and I watched Frans van Cooke and Zaan perform and I said, whoa, I didn't know that Afrikaans music went beyond socky music. And that blew my mind away. I was like, I love this. I want to get into this. So that to me is what I want to bring into it. Duidelik was daar nou 'n klomp bands en goeders wat 'n rol gespeel het om ook vir julle half in 'n rigting in te stuur en te sê wat julle wil doen. Is dit lekker om te weet dat julle ook nou as 'n jong band 'n verskil gaan maak in veral die Afrikaanse rock genre, of is dit nou maar net met hierdie liedjie wat julle bietjie die rock aangepak het? O nee, ons is ek dink toe ons almal die calls gekry het, boys, ons wil 'n band begin. Die eerste sinnetjie was Afrikaans rock. Is jy in of is jy? Prerequisite, that's it. Ja. So ons het geweet rock is waar ons wil gaan, ons het geweet Afrikaans is die taal vir ons. En ek dink dit almal het net hulle passies van verskillende plekke afgetrek. En dit is die silwer lyntjie deur al ons musiek en ek dink MK daar wat nou beskikbaar is, het ons net onsself die vryheid gegee om te sê ons gaan so rock soos wat ons wil. En dis wat uitgekom het. Ja. En met die Afrikaans gooi jy dit lekker. Het jy nie 'n bietjie 'n aksent wat jy daarin gooi nie, of is jy nou juist die aksentman wat hom net so 'n bietjie daai international feel moet gee, Caleb? I must say, I think they can also vouch for it. My Afrikaans has gone a lot better. I think just being in the band, I was if I spoke Afrikaans, it would sound very bad. I still will mostly speak English, but I can at least understand it. And if I need to speak a word, I can say lekker and Hy loop vanoggend die in met die volste confidence. Goeiemôre. Dis net typies. Ja. Hoorie, en dis seker vir julle baie lekker om natuurlik die musiek te kan maak en skep te kan wees met die rock aanslag. Ja. Absoluut. Ek dink kyk almal behalwe ek kom van 'n verskriklike akademiese agtergrond. Ek meen Caleb is 'n farmasie student, Jason is hoog op in die IT. Ons bassist wat nie kan wees nie, is 'n ingenieur. Nee. En so ek dink dis vir hulle is dit 'n lekker wegbreek en nou kan jy kan wees wie jy regtig wil wees, haal jou das af, nou rock ons uit. Yes. So absoluut, dis die vryheid wat 'n mens kry uit dit uit. En daai vryheid, wie van julle kan die wildste raak op die verhoog? Kyk, want as 'n ou geen rockband staan stil op 'n verhoog nie. Ek dink met ons is dit maar kompetisie. Ek kry Francois se gitaar in my gesig of ek stamp dalk per ongeluk Caleb se drumstel om of Christy sal 'n mic stand omskop of enigiets. Ek dink is 'n kompetisie op die punt. Die beste ding is ons meet mekaar op. So as ek sien Caleb lig sy stokkies hoor elke keer, dan gaan ek hoor spring. Jason is vrek lank, so ons het al in baie bars gespeel waar sy kop so ver van die dak af is en hy vergeet. As ek weer sien dan hou Jason sy kop vas. Christo raak van sy kop af op stage. Hy skop mics om per ongeluk natuurlik. Ons is nie destructive nie. Maar hy skop mics om. As jy weer sien dan gryp Christo die mic en hy begin met die crowd praat soos maak nou 'n bietjie geraas. Ek bedoel kom aan. Ons het een keer 'n gig gespeel. En daar was 'n hond wat in die verte geblaf het en toe ons weer sien toe blaf Christo back at through a microphone. He takes it, he starts barking back at the dog. Ja. So ek dink die energie op stage is absoluut chaoties en ek dink is hoe dit moet wees as jy wil rock maak. Veral met 'n rockband. Ek wou nou net sê dit gaan nie help jy staan stil soos Michael Bublé en sy orkes. Absoluut. As jy nekkie styf is na die gig het jy iets verkeerd gedoen. Hoorie so, dis so lekker energie wat julle ook bring na die party toe en na die gesels toe vandag. Waar kan mense bietjie meer gaan uitvind om julle lekker te volg en gigs van julle te gaan bywoon en so? Kyk wel ons het maar natuurlik ons sosiale media so Kerkstraat op Instagram asook op TikTok. En dan jy kan ook natuurlik op enige musiekstreaming platforms so Spotify, Apple, waar ook al jy jou musiek luister, kan jy net gaan soek Kerkstraat maar 2 woorde. Ja. Kerkstraat. Dis my disleksiese kant wat daar uitgekom het. Kerkstraat. Met 'n volgende geselsie gaan ons uitvind hoekom jy's Kerkstraat. Ja. Maar enige musiekstreaming platform jy kan ons daarso gaan soek, dan sal jy ons huidige 2 liedjies gaan vind en dan ook natuurlik binnekort ons nuutste liedjie. Manne, baie dankie vir die kuier. Dit was Kerkstraat en dis op daai rock and roll nommertjie wat ons hom afsluit vir oggend. Lekker dag vir jou verder. Sien jou môre oggend klokslag weer hier op Via. Lekker dag.
Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business.